gaan nie asoop tot op 'n troon. Ja, Job se lewe het werklik omwentelinge gehad. En ek wil jou van hierdie man vertel, want hy het my beïndruk. Ons weet die Here Jesus Christus was 'n mens gewees, en die Bybel noem hom nog steeds die mens Jesus Christus. Maar ek wil vir jou sê, van sterflinge of van aardbewoners, is daar seker niemand wat my so beïndruk soos Job nie, en ek wil hierdie boek vandag vir jou oopbreek. Volg het gerus saam met my, as jy jou Bybel het, kan jy dit ook oopmaak. In hoofstuk 1 van hierdie boek vertel die Bybel dat Job was die rykste man van al die mense in die ooste. Ons weet wie is die rykste in die wêreld vandag in die weste. Ek het nou die dag gelees dat hy is dubbel so ryk soos die tweede rykste mens tans. Nou Job was die rykste van sy tyd in die ooste. En dat die Bybel sê dat hy was opreg Godvreesend en hy het afgewyk van die kwaad. Dis wat jou Bybel sê in vers 1 en 2. Hy sê daar was 'n man in die land Us, wie se naam was Job, en die man was vroom, opreg Godvreesend, hy het afgewyk van die kwaad. Behalwe dat hy baie ryk was hierdie man 'n man wat 'n bidder was. Hy was soos 'n priester, en sy 10 kinders het gereeld by mekaar gekuier, en dan het hy, wanneer hy gehoor het, hulle het by mekaar gekuier, het hy 'n spesiale gebedstyd ingerig, en hy het offerandes gebring aan God, en vir hulle gebid, vir ingeval hulle sou sondig. Net vir ingeval, soos hierdie man was 'n bidder, maar toe gebeur daar iets in die boek Job opgeteken, waarvan Job geen benul gehad, hy het nie geweet dit het gebeur nie. Die Satan, sê die Bybel, het 'n draai gemaak in die hemel by God. En die Bybel sê op 'n dag in vers 6, toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. En ek wil vir jou sê, ek breek vandag vir jou die boek Job oop. Dit is soos 'n Bybelstudie, jy gaan hierdie boek beter verstaan. En soos die Satan staan ook daar tussen die engele van God. Toe vra die Here vir die Satan, waar kom jy vandaan? En jy moet onthou dat die Satan is ook accountable. Hy is ook verantwoordbaar in die hemel. Kan jy dit glo? Hy is nie kompetisie vir God nie. Hy is wel die teestander, die Satan. Die woord Satan beteken ook aanklaer, en in hierdie konteks van hierdie verhaal staan daar, toe kom die Satan voor die Here, en die Here vra van, waar kom jy vandaan? En hy sê van 'n swerftog oor die aarde, en die Here vra vir hom hierdie woorde, hy sê, het jy my knegt Job gesien, dat hy regverdig is? Die Satan sê, ja, ek kom oor 'n swerftog oor die aarde, want wat doen die Satan? Hy soek om te verskeer, te verslind, te vernietig. Dis mos hy wat spy, wat ondersoek waar hy mense kan indoen. Het jy my knegt Job gesien, vra die Here. Die Satan sê, ja, maar hy dien nie net omdat hy hom beskerm. En die Here sê vir die Satan, en die Satan is soos 'n aanklaer, is soos 'n hofsaak. Job is nou die beskuldigde, Satan is die aanklaer, en God is die regverdige regter, en die Here sê, ek vertrou vir Job. Al het hy geen besittings, sal hy my nog steeds dien. En die Satan sê, hy sal nie. En dit is soos 'n weddenskap wat die Satan met die Here wil aangaan. En die Here sê, ek ken vir Job, en hy sê, okay Satan, jy kan vir Job sy besittings vat, hy sal my nie verloor nie. En so gesê, so gedaan, die Satan gaan en hy veroorsaak met toestemming van die hemel, dat Job op een dag alles verloor. Hy verloor sy skape, hy verloor sy beeste, hy verloor sy kamele, hierdie rykste man in die ooste, hy verloor al sy besittings, en toe die ergste, hy verloor sy 10 kinders in 'n storm wat oor die woestyn gekom het, die huis val in mekaar, en al 10 sterf op een slag. Job is versla, en nogtans dien hy die Here. Besittings het nie vir Job verander nie. Mense, hoe baie mense ken jy, en hoe baie keer is die mens, en is ons ook nie dalk so nie, veranderbaar. As dit swaar gaan, dan wil ons God bevraagteken. Job sê, die Here het gegee, die Here het geneem, geloof sy die Here, en hy dien nog steeds die Here. En op 'n dag, toe kom die Satan weer by die troon van God uit, terwyl die ander engele ook daar staan, vertel my Bybelboek vir my, en ek breek vir jou die boek Job oop, om vir jou te vertel, hoekom het hierdie man my beïndruk. Ek dink hy's
seker naas Abraham, ag daar soveel geloofshelde in die Bybel, dat ek wil sê, hy het my geweldig beïndruk, hy is definitief onder die top, as hy nie die top is nie, naas Abraham, die geloofsheld nie, maar hoekom het hy my so beïndruk? Hy dien God ongeag sy omstandighede. Die Satan sê vir die Here, ek kom van 'n swerftog oor die aarde. Die Here sê vir hom, omdat die Satan accountable is, sê die Here vir hom, het jy my knegt Job gesien? Hy dien nie nog steeds. Dien nog steeds vir my, al het jy hom baie te nagekom, al het hy alles verloor. Die Satan sê, ja, hy dien u maar net omdat hy gesond is. As jy sy gesondheid wegvat, sal hy u nie dien nie. Hoe baie mense is daar as hulle gesondheid verloor, dan sê hulle, waar is die Here? Job was nie so 'n man nie, want toe sê die Here vir die Satan, ek weet hy sal my nie verloor nie. Jy kan sy gesondheid wegvat, moet net nie sy lewe wegvat nie. En Job verloor sy gesondheid. Die Bybel sê daar swere op sy hele liggaam uitgekom. Hy het nou alles verloor en sy vrou, Job sy vrou sê vir Job vloek nou die Here en sterwe nou maar. En Job sê vir sy vrou, jy praat soos 'n dwaas. En hy loof en prys nog steeds die Here. En nou kom Job se ware toets. Sy ware toets kom en hy dien nog steeds die Here. Wat was sy ware toets? Nie sy gesondheid nie. Sy ware toets was sy vriende wat teen hom gedraai het. Sy broers het hom verlaat. Sy slawe wat hy nog oorgehad het hom, hulle minag hom. En nou wil ek vir jou hierdie boek, stukkie vir stukkie, bietjie deur hom blaai, soos die tyd en soos die geleentheid om vergin. Nou die Bybel sê, sy vriende kom toe vir hom besoek, en sekere kommentare sê, dat Job se vriende was almal konings, soos wat Job ook 'n koning was, sê sekere kommentare. En sy vriende het hom kom besoek, en hoofstuk 2 het hierdie woorde. Die Bybel sê, toe die 3 vriende van Job hoor van al hierdie onheile, vers 11, wat oor hom gekom het, toe het hulle gekom, elkeen uit sy woonplek, Elifas, die Temaniet, Elifas kom toe, Bildad kom toe, Sofar kom toe, nou niemand anders het vir Job besoek, nie sy vriende nie, nie sy broers nie, niemand, hy lê daar by Asoop. Die Bybel sê, hierdie 3 manne het hom besoek, en hulle het volgens afspraak, hulle het met mekaar ooreengekom, kom hulle by mekaar om hulle deelneming, sê die Bybel, om troostwoorde uit te spreek. Die Bybel sê om hulle deelneming te betuig. Hulle wil toe vertel van, dat hulle daarin meegevoel het. En toe hulle op 'n afstand nou op pad is na Job, en hulle oë opslaan en hom nie herken nie. Job was so mistroostig, so verslaan, so siek, so arm, dat hulle Job nie herken het nie. Die Bybel sê, toe hulle hom nie herken nie, het hulle stem verhef en geween. En hierdie 3 vriende ween toe, hulle huil. Hulle kan nie anders as om net te huil toe hulle vir Job sien, hulle huil. Die Bybel sê, hulle het elkeen hulle klere geskeer, hulle mantel geskeer, stof op hulle kop gegooi, na die hemel toe, en hulle het by Job gaan sit op die grond, want Job het nou nie meer 'n stoel nie, hy het nie meer 'n troon nie, hulle het op die grond gaan sit, 7 dae en 7 nagte lang. Nou ek het nog die 7 dae en nagte by iemand gesit wat siek was, maar Job se vriende het 7 dae en 7 nagte lang gesit, sonder om 'n woord te praat. Want hulle het gesien dat die smart baie groot was. Ek dink nie daar was al 'n mens op aarde, naas die Here Jesus Christus natuurlik, wat soveel smarte gehad het, soos Job nie. En nou begin Job te praat. Hoe lank was hierdie lyding van Job? Dit was dalk jaar of langer lank, ons weet nie, die Bybel sê net iewers in die boek dat dit maande lank was, maar hoeveel maande weet ons nie. En nou sê die Bybel hier in Job het toe na 7 dae begin hy te praat, want almal is doodstil, sy vriende praat nie met hom nie, hy sê nie 'n woord nie, hy sê niks nie, hulle sê niks nie, en toe begin hy sy geboortedag vervloek. Hy sê, mag die dag vergaan waarop ek gebore is, en hy vertel in hoofstuk 2, as jy dit lees, terwyl ek hierdie boek vir jou oopbreek, hy sê, waarom was ek nie maar 'n misgeboorte nie, hoekom is ek nie 'n doodgebore babietjie gewees nie, dit sou by verre beter gewees het, as ek 'n doodgebore babietjie gewees het. Hy sê, dan sou ek slaap, ek sou dan rus gehad het, ek sou by konings gewees het, as ek in die graf, of ek sou nie hierdie smarte deurgegaan het, sê Job. Hy sê, in die doderyk is almal gelyk, groot en klein, en Job praat, en nou begin sy vriende
om te beledig. Hulle begin foute vind by Job. En Elifas is aan die woord. Elifas praat en hy sê, Elifas sê vir Job, dis omdat daar bitterheid in jou hart is, wat hierdie goed met jou gebeur het. Elifas begin 'n rede te soek. En behalwe vir Job se neerslagtige toestande kry, houe van vriende af. Het jy ook al houe van vriende af gekry? Mense wat jou onregverdig beledig. Hy sê vir Job in hoofstuk 5 vers 2, hy sê, bitterheid vermoor 'n dwaas. En dis die waarheid, bitterheid kan 'n mens doodmaak, en dit is 'n dwaase saak om bitter te wees. Maar Job was nie bitter gewees nie. Hulle het dalk goeie waarwoorde in sekere kontekste gesê, maar nie in die konteks van Job nie. Want Job was nie bitter nie, Job was regverdig. Hy was rein. Het jy ook al onverdiende houe gekry, soos hierdie man wat sê, bitterheid vermoor 'n dwaas? So gaan die boek aan, hoe die vriende vir Job beledig. Job antwoord hierdie vriende van hom terug. Hy sê vir hulle in hoofstuk 6 vers 14, terwyl ek hierdie boek vir jou probeer oopbreek, want hierdie boek gaan eintlik oor die vriende van Job, wat hom geslaan het, toe hy nie slaan nodig gehad het nie. Job sê vir sy vriende, vir die moedelose moet daar tog liefde wees, van die kant van sy vriend. Maar hy het geen liefde van sy vriende gekry. Hulle was net mense wat so regverdig was, sy vriende, dat hulle gereken het, daar moet fout met Job wees, hoekom hierdie dinge hom getref het. Daar moet 'n rede wees, hoekom dit gebeur het. Daar is nie altyd 'n rede, hoekom slegte goed gebeur nie. Wat vir Nabot, wat vermoor is vir sy wingerd, deur Agab in die Bybel. Ons moenie altyd mense oordeel as slegte goed met hulle gebeur. Daar is dalk iets waarvan jy nie weet nie. Dis dalk iets heel anderster. Job was heeltemal onbewus van hierdie gesprek tussen Satan en die Here. En hierdie verskriklike ding gebeur met Job. Ek breek vir jou hierdie boek oop. Nou kom die Bybel in hoofstuk 6. En hy sê in liewer hoofstuk 7 vers 3, hy sê, Job sê, so het ek erfgenaam geword van maande van teleurstelling. Soos is nou al maande lang, wat hierdie dinge moet hom gebeur, sy kinders wat dood is, sy 10 kinders, sy vrou wat vir hom sê, vloek God en sterwe, sy vrou sê, dis beter dat jy doodgaan. Dis nou maande lang wat sy vriende daar sit en hom beledig op hierdie stadium, en dis nog aan die begin van die boek. En hy skryf oor sy toestand in vers 5 van hoofstuk 7, hy sê, my vlees is bekleed met wurms en stofklonte. Soos ek glo die wurms het eintlik so by sy vel uitgepeel. Stofklonte sê vir my dis nou 'n harde woord, jy moet my verskoon daarvoor, maar ek moet dit vir jou verduidelik, wanneer die sig uit 'n mens se wonde uitloop, is dit verskriklik. Hy sê stofklonte, terwyl hy aan die stof sit, sleef die stof aan die etter wat uit sy wonde uit, die sig wat so uitloop uit die wonde uit. Hy sê die wurms en stofklonte, my vel trek op mekaar en etter dan weer. Ek lees vir jou die woorde uit die Bybel, dit is harde woorde, maar dis wat die staan, dan ettere, die stof, die klonte, en dan loop die sig weer so uit die wonde uit. Hy sê, my vlees is bekleed met wurms. Dis nou maande lang. En nou kom die Bybel. Job sê, alles ek onskuldig, ek kan God nie antwoord gee nie. Hy sê in vers 15 van hoofstuk 9, omdat ek nie kan antwoord nie, al was ek regverdig, ek kan my regter net om genade smeek. Job hou vol, hy is onskuldig, hy sê al is ek regverdig, en al was ek regverdig, wat kan ek God antwoord? Hy is regter, ek kan nie met my regter stry nie, ek sal hom om genade smeek. Job is op 'n plek in sy lewe wat hy net kan bid, en hy sê, o Here, wees my genadig, en nogtans verloon hy nie sy God nie, al wens hy was doodgebore. En nou sê hy in vers 33 van hoofstuk 9, daar is geen skeidsregter tussen ons, wat sy hand op ons kan lê nie. Hy sê, God is die regter.
Ek is die beskuldigde. Wie sal tog die skeidsregter wees? Job het nog nie geweet, glo ek, van die Here Jesus Christus nie. Ek en jy het 'n skeidsregter as moeilikheid na ons toe wil kom. Dan sal hy sy hand op my lê en hy sal vir my intree by die Vader in die hemel. Wat leer ek so ver uit hierdie boek uit? Dat ons nie vriende moet beledig nie, dat ons 'n goeie vriend moet wees, wat ten minste kan troos uitspreek. Al verstaan ons nie waarom dinge gebeur nie, want meeste van die tyd verstaan ons nie, want ons loop nie in die skoene van daardie persoon en ons is nie op die voete van daardie mens wat deur daardie smarte gaan nie, en ander mense verstaan jou ook nie. Dis die een ding wat ek leer, om 'n goeie vriend te wees vir iemand anders. Die ander ding wat ek leer, wat my met stilswye slaan is, ek sal die regter om genade smeek. Ek sal maar net met hom praat en getrou bly aan hom. En Job hou voort, hy hou aan, hy sê ek is onskuldig, ek verstaan nie hoekom goed gebeur nie. Was jy ook al daar, dat jy nie verstaan hoekom dinge gebeur nie, want hy weet niks van hierdie gesprek tussen die Satan en die Here nie. En wanneer die Bybel sê die Here in die boek Job, sal jy sien, die hele woord is met hoofletters gespel, die H, die E, die R en die E. Dit beteken in die oorspronklike taal staan daar Yahweh. God se persoonlike naam, die Here, is hier betrokke. God in sy persoonlike hoedanigheid. En Job sê in 10 vers 7, of skoon ek weet dat ek nie skuldig is nie. Hy hou voort en hou vol dat hy onskuldig is. En hierdie boek gaan net aan, en hy vertel van hierdie gesprek, ten spyte van die etter wat uit sy liggaam uitloop, die sig en die stofklonte, die wurms, die verlies van sy kinders, sy hele rykdom is daarmee heen, hy word nou geag as die armste van armes, sy slawe luister nie meer na hom nie. Nou skryf die boek Job sê vir ons in vers 15 van hoofstuk 13, kyk, al wil hy my ombring, Job is aan die woord, hy glo dis God wat hom wil doodmaak, hy sê al wil hy my ombring, ek hoop op hom. Die Engels sê so mooi in die New International Version, hy sê, though he slay me, yet will I hope in him. Job sê, al is het God wat dit aan my doen, nogtans bly ek om dien. Al het ek alles verloor, nogtans bly ek die Here dien. Hierdie man het my beïndruk. Hy sê, ook is dit my tot heil is redding, ook is dit my tot redding, dat 'n goddelose voor sy aangesig nie sal kom nie. Hy sê eintlik hierdeur by implikasie, dit tel in my guns, dat ek nie goddeloos is nie. Ek sal voor sy troon staan en my saak bepleit. Indeed, it will turn it out for my deliverance, for no godless person would dare come before him. En as hy in vers 18 van hierdie hoofstuk 13, hy sê, ek weet dat ek reg sal hê, ek weet ek is reg, ek weet ek sal my saak by God bepleit. Hierdie man het nie 'n greintjie onreg in sy lewe gehad nie, maar ek wil jou tog vertel, in die volgende aanbieding wat jy nie moet mis nie, van Job se verhaal, hoe Job iets kort gekom het, en hoe God Job herstel het. Dit sal jou verstom, om te weet dat hierdie man iets kort gekom het, en daarvan wil ek jou volgende keer vertel. Nou ja, die Bybel sê, in vers 28 is Job nog steeds in die woord van hoofstuk 13. Hy praat van homself, hy sê, en dit, iemand wat verval, soos hout wat weggevreet is, soos 'n kleed wat deur mot verteer is. Job sê eintlik by implikasie, hy sê, ek gaan my saak voor God stel, voor die regter, ek gaan nou in 'n regsproses, dis wat jy doen wanneer jy op jou knieë gaan baie keer, jy's in 'n regsproses, besig om jou saak by God te bepleit, en hy sê, alles ek soos 'n stuk hout wat verrot, jy het mos al 'n stuk hout gesien wat vergaan het, hy's vol gate deur die wurms gevreet, of 'n stuk kleed wat gaat, en hy sê ek is soos 'n stuk hout wat verrot, nogtans sal ek my saak by God verdedig. Is asof hy sê, waarom, hoekom nog, terwyl ek reeds verrot is hier 'n hofsaak teen my. Job se pleitroep is, alles sal regwerk, en alles sal reguit kom ten goeie, want ek gaan voor God staan. Ek en jy kan ook voor God staan. Met die verskil, daar's 'n middelaar, Jesus Christus. Daar is 'n advokaat, Jesus Christus. Daar's een wat tussenin staan en sê, ek het vir hom gesterwe.
Job maak hierdie stelling in vers 14 van hoofstuk 14. As 'n mens sterwe, sal hy weer lewe? Hy sit hierdie vraag, sal 'n mens weer lewe? Ek sal vir jou sê, elkeen wat op hierdie aarde sy laaste asem uitgeblaas het, wat godsman en vrou is, gaan met die opstanding van die regverdiges weer lewe. Hierdie hoofstuk gaan aan, en ek wil vandag se lesing kortliks byna afsluit. Elifas begin weer vir Job te beledig, sy vriend, hierdie manne wat gehuil het toe hulle hom sien, wat so regverdig is. Pas op dat jy nie so regverdig is, dat jy dink elke ding, elke skade wat iemand oorkom, hy het sonde gedoen, moenie so wees nie. Iemand sê, wees oor. Elifas antwoord toe vir Job, nadat Job hierdie dinge gesê het, hy sê, sal 'n wyse man met winderige wetenskap antwoord gee en sy buik vul met die oostewind. Hy sê eintlik vir Job, jou maag is soos iemand wat winderigheid het. Dis wat daar staan in die Bybel, gaan lees dit daar in hoofstuk 15 vers 1 en 2. Hy sê, jou buik is vol winderigheid, man. Dit wat jy praat is soos iemand wat winde het. Hy sê, Job se gebed is soos 'n wind. Dis wat daar staan, lees dit self, hoofstuk 15. Moenie mense beledig wat in 'n stryd met God gewikkel is nie. Kom ons wees goeie vriende vir hulle wat swaar kry. Kom ons kyk na mense wat in nood is. En kom ons wees iemand wat 'n ware vriend is. Elifas beskuldig dan dat alles wat Job sê net wind is. Hy beledig vir Job. As mens, Kobus du Plessis, wat hierdie dinge lees, ek vind maar min vertroosting by Elifas, eintlik geen. Net beledigings. Wat het geword van ween saam met die wat ween? Nou ja, ek het vir jou die eerste 15 hoofstukke kortliks deurgeblaai net in my Bybel. Ek wil die volgende paar hoofstukke volgende keer vir jou deurblaai. Soos moet dit nie mis nie. En as jy dalk hierdie reeks wil hê, opgeneem, dat ek dit vir jou moet WhatsApp, sodra dit klaar geëdit is en alles gereed is, dan kan jy net met die woord Job WhatsApp vir my die woord Job, en ek stuur vir jou hierdie hele aanbieding. Ek wil jou vra om hierdie bediening van ons te ondersteun, deur vir my die woord ondersteun te WhatsApp, en dan stuur ek vir jou ons bankbesonderhede, maar om die lesings te kry, dis absoluut gratis. As jy ons egter wil ondersteun, stuur jy vir my die woord ondersteun, en ek stuur vir jou hierdie detail. As jy deel wil word van ons Bybelskool, stuur vir my die woord Bybelskool, en ek stuur ook vir jou daardie inligting so gou doenlik. Mag die Here jou ryklik seën. Kom ons werk saam vir Jesus, terwyl die skadies daal, en ons wees 'n goeie vriend vir iemand wat in die nood is. En ons probeer ook om God te dien, al sien ons nie altyd waarom slegte dinge met mense gebeur nie. Jy's kosbaar vir Jesus, moenie die volgende een mis nie. Love you all. Bye!